Altyd heerlik om vir Dr. Judy Pretorius in die ateljee te verwelkom. Goeiemôre. Goeiemôre Leon. Ons praat vandag oor aktiewe bestanddele. Korrek. Eerstens, wat is 'n aktiewe bestanddeel? Want ek weet nie, en dan daar's nou nog verskillendes ook. Hoe gebruik ons die verskillende bestanddele? Waar kom hulle vandaan? Nou ek gaan dit nou afbreek. As jy byvoorbeeld na 'n produk kyk, voel mense baie oorweldig. Ja. As hulle sien hier aan die agterkant, en ek gaan nou Engels gebruik want ek mag vandag ingredients. Ja. Dan is daar so 'n lang lys van bestanddele, aktiewe bestanddele Ja. en inaktiewe bestanddele wat jy kan gebruik vir sekere velkondisies en so. So kom ons breek dit op vandag. Die gemiddelde vrou in Suid-Afrika, van die oggend wat sy opstaan tot in die aand wat sy gaan slaap, gebruik ongeveer 168 aktiewe bestanddele op haar vel om Jo. mooier en gesonder en sovoorts te lyk. Ja. Nou is die probleem, gebruik jy oor die regte bestanddele. En dis hoekom ek gedink het vandag moet ons dit dalk bietjie opbreek deur te sê watter aktiewe bestanddele is goed vir veroudering, akne, droë vel, sensitiewe vel, selfs haarverdunning en haarverlies. So kom ons begin by veroudering. Veroudering kyk ons na definitief, jy moet gaan soek na bestanddele in jou produkte wat retinol in het, Vitamiene C, hyaluronsuur, laktiese suur en natuurlik elasinsuur, arguments Ek onthou. wou nou net sê. Jy sien. Dan kry jy byvoorbeeld mense wat sukkel met akne, en dis natuurlik tieners sowel as ouer mense, volwassenes kan ook daarmee sukkel. Dan moet jy gaan soek vir bestanddele in produkte wat beskik oor salicylsuur, succinsuur, sink en niacinamide. En dan weet ek is daar kykers wat wil weet, maar wat nou van my droë vel? Ja. Nee? So by droë vel kan jy gaan kyk na bestanddele soos hyaluronsuur, urea, laktiese suur, ceramide, peptiede byvoorbeeld. En dan kyk ons byvoorbeeld na ander aktiewe bestanddele soos vir haarverlies en haarverdunning, kafeïen, 'n bietjie meer voorgeskrewe produkte soos minoxidil, salicylsuur en ook hyaluronsuur. Jy het nou 'n klomp goed. Ek sal hulle nou vir jou opnoem weer net. Ek het almal nou mooi geluister wat jy gesê het. Al hierdie aktiewe bestanddele wat jy van praat, dis nou 'n rits van hulle. Hoekom kan alles nie net in een produk in wees nie? Wel, een van die redes is maklik oordat ek asseblief 'n werk wil hê, nê. Die ander een is baie mense vra vir my, hoorie Dr. Judy, kan ek byvoorbeeld net kasterolie op my vel sit? En ek wil vir jou sê ja, maar ons met ons formulering kyk na kasterolie, klapperolie, shea butter, arguments onthaalwe, as 'n vervoermiddel eintlik. En dan vat ons daai aktiewe bestanddele wat jy nou gaan opnoem en ons sit dit saam met daai kasterolie, shea butter en klapperolie, en dan sit jy dit aan en dan voel jy jou vel voel vogtig en jy kry verbetering op jou vel. Dit letterlik vervoer daai aktiewe bestanddele na jou selletjies toe om nuwe proliferasie en vog te bewerkstellig in jou vel. Is dit hoekom Biomedical Emporium dan soveel verskillende produkte het? Daar's verskillende produkte vir elke veltipe en kondisie, en onthou, daar's 6 verskillende veltipes in hierdie land. Ons praat van Fitzpatrick 1 tot 6. En dan natuurlik die uniekheid van jou vel. Jy weet, wat is jou leefstyl, waar bly jy in die land? Al daai gaan bepaal wat se aktiewe bestanddele jy nodig het. Dr. Judy, dankie. Ek het geleer vanoggend. Ek gaan hulle nou vir jou opsê. Is heerlik om jou hier te hê weer eens.